En as ons sien hoe die vyand die kinders van die Here probeer aanval, kan ons sien ons tye raak kort. Die koms van die Here is baie naby. As ons sien wat in die wêreld aangaan, as ons sien wat Rusland en Irak, Gog en die Magog besig is om te beplan teen Israel op te staan. Die Here het gesê ons moet net oplet. Oplet na Israel wat daar gebeur. Kan ons sien ons tyd is kort, ons het nie veel tyd oor nie. Sy aanslag sal geweldig word. As ek sien hoe hy ons herderspaard aanval, kan ek sien. En soos ek kan verstaan, wat Suster Rolien vir ons gesê het van die hekse wat hier was, wat goed hier so by die deur gedoen het. Want ek sê so, ons God is groter as daai hekse. Hulle word kwaad oor wat hier aangaan. Want hulle wil nie hê die woord moet uitgaan nie. Hulle wil nie hê mense moet tot bekering kom nie. Want die woord sê ook in die laaste dae sal hy word soos 'n brullende leeu. Want hy weet sy tyd is kort. En ons moet dit begin vas staan. Hy sal ons alles sal hy probeer, om mens moedeloos te maak, om mens af te breek, maar ons moet vashou. Ek wil vanmôre in Matteus 'n skrifgie vir ons lees. Dit is in 12 vers 33. Praat van die bome en die vrugte. Hy sê, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat, terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hy rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou mond sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Nou, hoe is die vrug wat ons dra? Buitekant waar die kerkmense nie is nie, by jou werk, by jou huis. Ons moet wees soos 'n mooi vrug. As 'n mens by 'n boom kom, en hy's vol perskes, en jy pluk daai mooi perske af, en jy byt hom, en hy's vol wurms. Ons moet nie so lewe nie. Ons moet wees, want daar's so baie mense, wat buitekant wat ons dop hou. Ons besef dit nie, maar hulle hou vir jou baie mooi dop. Jy as kind van die Here, jare terug, het ons gebly daar in Wes-Krugersdorp in Stegmanstraat, en hulle het net 'n end daarvan afgebring. Nou, ek het baie met hulle gesels oor die dinge van die Here, en ek vra vir hom eendag daar, ek moet altyd op die stoep gesit. As ek hier verby loop, want toe het ons nou eendag, want ons was by die werk, het was baie koud gewees, en die oggend so fyn misreën gewees, maar nou sit ons maar daar by die werk, en ek was 'n Wesselaar gewees, baie keer by 10:00, dan trek het oor, en dan kan ons aangaan met die werk. En hy sê, nou moet 'n mens net op brandewyn hê, en met die huis hê, en mooi vrou, en al goed. En hy was 'n diaken in die groot kerk gewees. En ek sê vir hom ook, ek sê, jy is 'n diaken in die kerk. Hy sê vir my, ja. Ek sê, weet jy dat die woord van jou, daai tyd het ek nog nie die woord so geken nie. Ek sê vir hom, in die Bybel staan het, as jy 'n diaken, ouderling, of 'n pos in die kerk beklee, moet jy onberispelik wees, 'n man van een vrou, nie 'n veilige windsoeker nie. Nie is hy is sy vrou gaan vra, sy ken die Bybel. En so 'n paar dae na dit sit ons weer in gesels, 12 het ons eet, toe sê hy het bedank as 'n diaken. Ek sê, nou hoekom? Sê, ag nee, hulle stuur jou die aand uit om jy gaan geld kollekteer, en dat, ek dink sy vrou vir hom gewys wat staan in die Bybel. En ons moet so lewe, buitekant, dat die mense sien, en ook begeer om te hê wat ons het. En dit help nie dat 'n ou
lewe in die kerk en jy steek jou hande op, maar by die huis skree jy op jou vrou, slaan miskien jou vrou, skop die hond, gaan te kere. Hoe werk jy met die werkers wat saam met jou werk? Hoe praat jy met hulle? Hoe hanteer jy hulle? Want ek wil julle sê, soos daai dag, ek daai ou vir my gevra, as ek hier verby jou loop, en ek is mooi gedronk, wat gaan die heel eerste ding wees wat jy gaan sê? Toe sê nie, ek sal sê, Diek is lekker getrek vandag. Ek sê nee. Die heel eerste gaan jy sê, was hy nie 'n Christen nie. Want dis gewoonlik nog, die oomblik wat 'n kind van die Here 'n foutjie maak, nie een van ons is volmaak nie, dan sê dit altyd, maar is hy nie 'n Christen nie? Is sy nie 'n Christen nie? So ons moet elke dag met ons waak en ons moet bid. Want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy sal alles sal hy probeer om mens onderdeur te kry. Jare terug was daar nie 70's gewees. Ek was 'n meslaer gewees, 'n subkontrakteur. Kry ek 'n werk by mense in 'n Randburg. Hulle het gewerk met die naam van Vou Konstruksie. En ek het so 'n maand, 2 maande gewerk, toe kom die baas na my toe. Hy vra my, Diek, is jy 'n Christen? Ek sê vir hom, nee, ek is 'n weergebore kind van die Here. Hy sê vir my, ek het agtergekom dit. So ons moet nie buitekant loop en sê, ek is 'n kind van die Here. Hulle moet buitekant sien dat jy is 'n kind van die Here. En van daar af het hy altyd na my toe gekom en het my gesê, Diek, wat sê die Bybel van dit? En eendag ry ek en hy en ek sê vir hom, Mike, ek sê daar is 2 mense wat jy voor moet besoek. Ek sê, dis die ou apostels en ek sê in die Jehovah getuies. Ek sê, hulle is nie volgens die woord nie. Hy gesels toe saam met my en ek vertel hom toe, ek het jare terug met mense gewerk, aanbouing gedoen. En ek sê ook vir die vrou, dat toe ons so begin praat van die dinge van die Here, want ek het binnekant in die huis uitgebreek en gepluister. Hulle besop vir die Jehovah getuies en die ou apostels. So sy sê, maar ek is die Jehovah getuie. Kyk, nou moet ek my kaarte regkry hierso. Ek sê vir hom, nee, ek hoor hulle sê, hulle is sulke snaakse mense. Nee, sê sy vir my so en so, en ek sê, dit wys jou nou, hoe 'n mens altyd luister wat ander mense sê. Maar intussen het ek maar kort met hulle gesels en so. En ek is eendag by die huis en ek sê vir Annetjie, ek sê, bel dan nooi julle uit. Toe is ons nog die tyd in die tent van Pastoor Diekie van die Westhuizen. Nooi julle uit as hulle vanaand kom. En sy bel hulle. En toe sê hulle ook, hulle sal kyk wat hulle kan doen. En die aand toe is hulle daar. En na dit toe vertel sy ons, dat sy was dronk gewees. Toe sê sy, jy gesien hoe baie drink ek water, as jy in die huis werk. Ek het altyd by die sink gestaan. Sê ek, ja, ek het gesien, toe sê sy, dit was gin wat ek gedrink het. Blijkbaar is die gin lyk soos water, ek weet nie. En sy sê, nou haar man, sê in die middag vry na huis toe kom, dan het hy in die garage getrek, en dan het hy eers 'n ruk daar gebly voor hy uitkom. Toe sê hy, en Vrydag het ons altyd vroeër huis toe gegaan. Dan het hy eers gewag dat ons ry is, dan het hy sy drankbottels in die garage gaan haal. En ek het daar uitgenooi en ek sê, kom 'n bietjie. En die Here red daai mense se siele. Sê ek, waar ons gaan, ons moet altyd ons lig laat kyk. En sy is 'n ander vrou gewees. Rolien sal baie goed ken. Hulle het een keer gery en daar by Tazelton. Hulle afklim met hulle, daai Sandra het op 'n plot gebly. En daar staan 'n kar langs die pad. En sy sê, stop hier so, Rolien. Ons moet daai mense help. Dan toe sit 'n man en sy vra wat is fout. Sê nee, die kar het gevrek uit dat die staar. Sy sê, maak ook die bonnet. Maak die bonnet oop. En Rolien sê, sy het so gekyk daar binne en sê, waar is jy? Waar is jy sat? En sy gryp so en sy prik hom uit en sy slaan die bonnet toe. Sy spring op hom. Sy sê, nee, klim in jou kar en start hom.
klim en hy staart hom daar. Hy sê hy was so verbaas, hy het nie geweet wat om te sê nie. Hy het net weggetrek en gery. Nou ons moet so aan die brand wees vir die Here. Die Here het ons daai autoriteit gegee. Ons moet daai autoriteit begin gebruik. En ons moet ons lig laat skyn. En dan in Matteus 7 vers 15 ook net 'n skrifgetjie lees. Hy sê maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere in julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van donings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie kragtig gedoen nie. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots bou. Jy weet, as ons beide kan lewe soos wat die Here wil hê ons moet lewe, dan sal die mense naam aangetrek word. Ons moet wees soos 'n kers, aan 'n kers aansteek, al die mooitjies en goede kom na hom toe. So moet ons 'n lig, dis hoekom die Here sê ons moet 'n lig wees. En 'n mens sit nie 'n kers in 'n plek waar daar in die donkerte is nie. En ons moet die Here se naam altyd so, hulle hou ons dop, hulle kyk na ons, hulle weet dat dit wat ons doen, daar's baie van hulle wat begeer om te hê wat ons het, maar ons moet begin lewe, sodat hulle daai vrug wat ons het ook wil hê. En ek kan julle sê, dat die Here het van dit, Pieter Rodien vir my gevra om die woord bring. Dit het so benauwd het in dit, maar ek weet nie hoekom nie. Maar die vyand wil nie hê, ons moet die woord uitbring nie. Ek het al by baie plekke oorlostig gepreek, en ek het nooit so gevoel soos wat ek nou van gister af wat om my getel het. En dis asof ek nie woorde kan kry om te praat nie. En hy het my so moeg gemaak, dat ek loop net van die kamer na die kombuis toe, as my asem is uit. En ek het vir Annetjie op vanmôre gesê, ek glo die Here sal my die krag gee, en hy sal my die woorde gee, en ons moet maar net aanhou, want hy sal alles probeer om ons af te druk, om ons te breek. En val hy vir Pieter Rodien aan, ware kinders van die Here. Want dit is wat hy doen. Hy val die erwes, die hoogste bome kry die meeste wind, en hy val hulle eerste aan. Ons moet vir hulle bid, ons moet hulle opdra, ons moet vir mekaar bid. En as ons nie mekaar gaan help, mekaar gaan bystaan, mekaar gaan ondersteun nie, dan gaan die kerk nie staan nie, hy sal weeglank. En ons moet begin vashou, ons moet teen die magte van die vyand, ons het die autoriteit oor hulle. En al autoriteit wat hy het, is die autoriteit wat ons hom gee. Hy kan niks doen, as ek hom nie daai autoriteit gee nie. Die Here kan niks doen, as ek nie die Here die autoriteit oor my lewe gee nie. Ek moet daai eerste tree gee en sê, Here, gebruik my. En die vyand is dieselfde ding. Hy kan niks doen as ek hom nie daai kans in my lewe gee nie. En ons moet begin en ons moet opstaan in daai autoriteit wat die Here ons gegee het. As ek so terugdink, ek en Annetjie het altyd vir mense gaan bid. Ons innerlike genesing op hulle gedoen. As ons sien die magtige dade wat die Here gedoen het.
die krag van die Here. Hy probeer alles. Hy probeer jou te mekaar maak. Hy probeer jou woord uit jou mond uitvat. Maar jy moet opstaan en sê in die naam van Jesus. En ons het gesien hoe kragtig is daai naam van Jesus. Die een gebid is ons uitroep in Jesus naam. Skryf asseblief moenie daai naam sê nie. Maar dan bly ons, dan bid ons. En as ons sien deur die jare hoe ons mense en hoe hy probeer. Nou die Here het my gebruik om die ding uit te dryf en Annetjie gebruik om wysheid om te sien wat is die fout in daai. En baie keer soos binne en sê die Here wys my dit en dit en dit. En ons het een keer ook vir die een ou gebid. Die ou was 'n vrou eintlik gewees. En toe ons klaar gebid het, sê sy dit was iets vreeslik. Want toe sê Annetjie vir my, salf haar voete en vryf jou bene, jou hande op en dryf daai ding uit. En ons salf haar, en ek salf my, sy salf my hande, en ek bid, ek sê, Here, soos ek my hande opstoot, dryf jy elke demoniese mag uit die vrou se liggaam uit. Dat sy het so te kere gegaan, nadat sê sy dit gevoel, of het is, as jy 'n stuk wors vat, en jy druk hom so, jy stoot hom op, dat die vlees bo uit, sy sê dit presies so gevoel. Hy sê, toe julle hande kom by my bors, toe voel ek hoe daai ding, sy vingers, in my ribberbene indruk, en vashou om nie uit te kom nie. En toe kom hy ding uit. En ek kan julle net sê dat die vyand probeer alles, maar ons moet daai autoriteit wat Jesus ons gegee het, moet ons begin gebruik. In die huis, as hy kom met die finansies, begin optree teen hom. Want dis wat hy heel eerste doen. Hy val jou finansies aan. En as hy finansies aangeval het, dan kom het oor ons moet dit gekoos hê, maar daar is nie geld. En nie lank nie dan is daar gestryery in die huis. Hy begin altyd met die huwelik eerste. En dan gaan hy verder aan met die finansies en dan met die huwelik. En so gaan hy aan. Maar ons moet begin autoriteit vat oor hom. Ons moet sy magte begin breek. Ons moet opstaan. Ons het daai autoriteit. En die oomblik wat ons gaan besef wat ons in ons hande het, dan sal ons eers sien wat se mag het die Here ons gegee. Hy sê ek het die duiwel gestroop van sy autoriteit. Hy het geen autoriteit. Hy het naak voor die Here gestaan. Hy sê ek gee daai autoriteit vir julle. Gaan, maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons moet begin en ons moet daai autoriteit gebruik. En jy kan nie glo. En ons het een keer ook in Leidsvlei, het ons vir 'n man gaan bid en Annetjie vra vir hom, wie is jy? Hy sê, dan is ek hier, dan is ek daar. En ons kan nou nie dink, wat is dit nou nie? En Annetjie sê met dit is 'n hopping spirit. En sy sê vir hom, jou hopping spirit in Jesus naam, kom op en gaan. Dat hy sit en hop hy so op en af. En dan kom hy ding uit. Hy kom so, hoe. Hy is nie aan mekaar skreeu. En jy kan nie dink hoe slim daai ding is. Hoe probeer hy om 'n sidestep te kry, dat jy nie kan agterkom wie hy is nie. Want die Here het oor ons het gekom en gevra, wie is jy? En dan spreek hy hulle aan. Hy het ook gevra, wie is jy die dowe gees? Ek sê, jou dowe gees. Hy het die naam uitgespreek. Hy aan die man van 'n gedaarheid toe gekom, toe sê dat ek is legio, omdat ons baie is. So ons moet daai ding se naam moet jy probeer kry. Baie keer sukkel jy lank, maar dan kom jy op daai punt wat hy sy naam gee, en as hy sy naam het, en jy noem hom op sy naam, dan gaan hy vinnig. En ons moet so begin lewe, dat die mense buitekant kan sien, kyk, iemand het 'n probleem, sê man, gaan na daai sussie toe, gaan na daai boetie toe, hulle sal jou kan help. En ons moet so lewe, daar is so baie buitekant, hulle weet nie waar jy moet hulle gaan nie. Jy kom vandag, weet, ons het jare terug ook vir 'n vroutjie gebid. Die sê sy, maar sy was al by soveel pastore geweet, die een het tot vir haar gesê, jy het in die ding ingekom, jy moet maar kyk hoe kan jy daar weer uitkom.
Of hulle kom daar en bid en doen net 'n gewone klein gebedjie. Nee, jy moet gaan sit met daai persoon. Jy moet gaan gesels met. Ons praat baie keer tot 'n uur lank met een persoon wat ons uitvra van hulle kinderdae af. Dat 'n mens kan sien waar het die probleem begin. En as jy by daai wortel van die ding uitkom, dan is dit vinnig. Dan kan jy van daai ding sê in Jesus naam gaan, want jy behoort nie. Die een keer ons gesê dis my huis. Hy sê en ek bly in hierdie huis. Sê ons jy lieg is nie jou huis nie. Hierdie is die tempel van God. Hy sê en hy woon in daai tempel en jy's 'n dief. Want ons moet begin opstaan teen sy werke. Ons moet begin ons lewe so hou dat ons autoriteit het dat as jy in die môre opstaan en jy sit jou voete op die grond, dan moet daai demone sê, ou Piet is wakker, ons moet besop. Hy moet bang wees. Maar die kerk van Christus het so lou geword. Regtig waar mense kan nie besef as mense oorlog te sien. Die mense is asof hulle nie meer die Here wil dien nie. Want die ding is, hy wil sien, die wêreld buitekant wil sien. Wanneer laas het ons wonderwerke gesien met 'n ou na huis toe opgestaan het, of 'n ou met kanker het, die kanker, sy onthou met die tent met pastoor Dietie, dat as hulle daar bid vir die mense, die een man het kanker in sy been gehad, dat in die diens het daai kanker uitgeval, uit sy been uit. Daar het sulke wonderwerke. Nou dit is wat die mens buitekant hulle wil sien. En toe Paulus, hy daai een disipel gestuur, toe sê hy, gaan vra vir Jesus, is hy die een wat ons verwag? Al wat die Here vir hom gesê, gaan sê vir hom, die siekes word gesond, dooies word opgewek. En dit is al die oomblik wat jy kan sien, daai krag van die Here, want die kerk het nie meer 'n krag nie. Jy weet, hulle gaan kerk toe, is net 'n gewone preekie, en dan sal hulle weer huis toe. Maar ons moet bid dat die Here ons help, dat ons net weer daai krag in die kerk kan terugkry. Dat ons elkeen kan besit die autoriteit wat ons het, dat ons kan opstaan teen die magte van die vyand. Want ons groot ding is ons geveg teen sy werke. Want die Here het gesê, weerstaan hom, en hy sal van jou al wegvlug. Dit is skryf in 2 Timoteus, hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dag swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot, as liefhebbers van God, mense wat 'n gedaante vir godsalig het, maar die krag daarvan verloor het. Keer jou ook van hierdie mense al weg. As ons maar kan sien, hoe dit op nou aangaan, ons kan sien, ons is in die laaste dae. Die mense is meer liefes van genot. Hulle sal nie kerk toe kom, hulle sal eerder na 'n ander plek toe gaan. Hulle sal eerder na waar 'n partytjie is, dan is almal daar. Maar sê, kom ons gaan na diens toe, dan is daar altyd verskonings. So ons moet begin lewe, ons moet begin vashou aan wat die Here vir ons het. En al wat ek kan sê, ek het nie veel woorde vermoere nie, maar die Here wil hê, ons moet lewe volgens wat die Here wil hê ons moet lewe. Net een skrif in Handelinge 17:30. Hy sê, God het dan die tye van die onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel,
deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Hy sê God het dan die tye van die onkunde oorgesien. Weet, as ons nie jare terug op, waar ek met daai mense gewerk het, toe kom die een man na my toe, die een baas, en hy sê vir my dat by oupa, hy sê as jy by hom kom, dan sit hy altyd met die Bybel, hy is nie 'n Rooms-Katolieke kerk. Toe sê ek vir hom, ek sê, as iemand nog nie by daai oomie gekom het, en vir hom verduidelik het, die Here wil hê, ons moet so kom bekeer jou, en laat jou doop, en daai dinge gedoen het nie. Hy sê, maar hier sê, toe gee ek om die skrif, maar hy sê, ek het die dae van die onkunde raak gesien. Die Here het onkunde, had nog nie iemand na hom toe gekom, maar dan sê hy so, maar nou dat jy weet, so as jy met 'n persoon gepraat het, dan weet hy, dan kan hy na agter en sê, maar Here, ek het nie geweet nie. So ons moet altyd as ons by iemand kom, hulle ken nie die Here nie, praat met hulle, vertel hulle van die Here, en dan hang dit af van daai persoon, wil hy of wil hy nie. En ons moet net die lig laat skyn bydekant, dat hulle Jesus in ons sien, en dat hulle begeerte kan hê, om op te hê wat ons wil hê. En ek gaan hom hier afsluit, ek het nie veel woorde vermoor nie. Ek weet nie, ek is uit die asem ook, ek weet nie hoekom nie, maar dit is maar die werke van die vyand, en ek glo in. Vertrou die Here gaan ons versterk, dat ons sy woord kan uitdra, en dat ons net vorentoe kan gaan. En ek gaan vra as ons staan, dan gaan ons nou vir Pastoor Pieter bid, en vir Suster Rulien, hierdie mag van die vyand, dat ons sy werke gaan verbreek. Kom ons staan. Ons dierbare Vader wat in die hemel is, U woord sê, U het Satan gestroop van sy autoriteit, en U het daai autoriteit vir U kindertjies gegee. Nou kom ons in die naam van Jesus Christus, ons breek elke vloek, ons kanselleer elke negatiewe woord wat hulle uitgespreek het oor die herderspaar van die gemeente, elke krankheid, elke siekte, ons breek julle werke in Jesus naam. Elke gees van hartaanvalle, elke gees van griep, elke gees van blindheid, breek ons en ons stuur dit terug na die verderf, en ons bind dit daar in Jesus naam, dat ons oë sal oopgaan, dat ons die woord sal lees, dat ons die woord sal verstaan, Here, dat U dit vir ons sal oopmaak, Here. En ek bid ook, Here, elke vloek, wat hierdie hekse by hierdie hek kom doen het, wat aan hierdie hek gesmeer het, U bloed kanselleer dit in Jesus naam. Ons kom teen jou werke in die naam van Jesus Christus. Ons ontbind jou uit hierdie kerk uit, en ons stuur jou terug na die verderf, en ons bind jou daar in Jesus naam. Here, en ek bid nou vir 'n raad van dienende engele om hierdie kerk, in hierdie kerk, om ons almal te bewaar en te beskerm, en dat hierdie kerk sal beskerm, Here, wanneer hier nie dienste is nie, waar hier nie iemand is nie, dat geen mag van die duiwel naby hierdie plek kom nie, dat geen mag of Satan of heks naby hierdie blok sal kom nie, Here. Ons breek hulle hou vas, ons kanselleer hulle hou vas, en ons stuur hulle terug na die onderwêreld, en ons bind hulle daar in Jesus naam. Here, nou bid ons, en ons spreek genesing uit oor Pastoor Pieter, genesing oor Rulien. Here, U kosbare bloed, sit hulle in 'n bloedkokon, en ons kom teen daai gees van krankheid, ons bestraf jou werke oor ons herderspaar, en ons stuur julle na die onderwêreld en bind julle daar in Jesus naam. Here, ek bid nou U kalmte, U vrede, U liefde, en U blydskap oor Pastoor Pieter en Rulien, dat hulle nou U teenwoordigheid sal voel in Jesus naam. En jou Satan, jy wat die kinders van die Here aanval, dat hulle moet ongelukke doen, ons kom teen hierdie gees van ongelukke, van verwoesting,
van verbreeking, ons kanselleer jou opdragte en ons stuur jou terug na die verderf. Dankie Here dat U daardie kinders van Monja gespaar en beskerm het onder die bloed, Here. Vader, ons gee al die eer, die lof en aanbidding. Bid ook Here, waar ons uit mekaar uitgaan, dat die elke ene, die bestuurder van elke voertuig sal wees, Here. Ons onder die bloed, ons voertuig onder die bloed. En wanneer ons weer by mekaar kom, dat ons met 'n lied in ons hart sal kom, U naam te verheerlik en groot te maak, in Jesus naam. Amen.